Goeiedag aan almal, ons is by ons volgende sessie, dit is sessie 7. So nog steeds met die vraag, wat is jou enigste troos in lewe en sterwe? En toe het ons gesê, die Here het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my die heerskappy van die duiwel verlos. En Skalk, toe het jy 'n bietjie gepraat van oor Anselmus se teorie, en ons het gesê, ons gaan nog so 'n bietjie daarmee aangaan. So, ek gee aan jou oor. Ja, dankie Marius. Ekskuus, ek weet jy is, jy wil graag hê ons moet bietjie vinniger vorder, maar met my gaan jy maar sukkel. Ja. Maar Marius, nee, weet jy, ek wil graag, ek het gesê daar's 3 teorieë, nee, daar's 3 antwoorde wat in die loop van die geskiedenis gegee is, wat almal belangrik is, op hulle eie manier. Maar ons ken eintlik net die een, as gereformeerdes, ken ons eintlik net die een baie goed. En dis Anselmus sinne. Anselmus was die 3de ou wat geformuleer het. Hy was 'n regsgeleerde. Maar Petrus Abelardus was die ander een wat ongeveer in dieselfde tyd as Anselmus geleef het. Hy's 'n baie interessante figuur. Hy was 'n baie slim man, en hy het een van die groot kerklike amptenare se dogter, was hy privaat onderwyser voor, en hulle het verlief geraak op mekaar, hulle het getrou, een groot smes gewees, toe dit uitkom, en hy is ontman, en sy is tot die klooster verban, maar hulle verhouding het bly voortbestaan. Hulle het briewe vir mekaar geskrywe, en hulle is op die ou einde saam begrawe. Hulle liefdesverhaal is van die mooistes in die geskiedenis, ten spyte van alles wat met hulle gebeur het. En die feit is dat hy gedink het dat Anselmus se teorie is te wet, dis te uitgewerk. Waar is die liefde in Anselmus se teorie? Het wou hy vra. So hy het gesê, hoekom het Jesus vir ons kom sterwe? Jesus se dood wou vir ons kom wys hoe lief God ons het. Dis wat Jesus se dood kom beteken. Hy het nie kom betaal vir ons sonde nie. Ek dink daarmee was Abelardus verkeerd. Jesus het kom betaal vir ons sonde. Maar kyk, mense klim partykeer as hulle op 'n perd klim hulle so entoesiasties op dat hulle aan die ander kant afval. Hulle klim bo oor die perd in plaas van op die perd. En dis wat Abelardus gedoen het. Hy klim toe bo oor die perd. Hy beland toe aan die kant waar hy dit amper ontken dat Jesus vir ons sonde betaal het, maar wat hy wil sê, Jesus het vir ons die voorbeeld geword van God se liefde en ook van ons liefde vir mekaar, die liefde wat ons aan God en aan mekaar verskuldig is. Wat 'n baie eenvoudige konsep, God het ons lief, God gee om. So, bereid wees om jou lewe op te offer, iets soos wat jy jou lewe vir jou kind sal opoffer. Ja, ja, dis wat, en hy wil sê, dis die betekenis van Jesus se dood, is God se liefde, dat ons dit sal raak sien, dat ons daaruit sal lewe. Was hy verkeerd? Nee, natuurlik nie. Ons moet leer om aan daai teorie, om aan daardie verklaring vir hoekom Jesus kom sterf het vashou, en aan Anselmus sinne. Ons moet nie tussen die twee kies nie. Ons moet raak sien dat albei van hulle foute maak. Anselmus is sy goed is amper te droog en te wetties opgestel, te wetmatig opgestel. Abelardus sinne is weer te hard, te veel van uit die hart uit, ek wil amper sê te emosioneel opgestel. So dit is die twee kante, en dan is daar 'n derde kant. Die vroegste een, die vroegste verklaring, uitgewerkte verklaring oor hoekom Jesus moes sterf aan die kruis, het gekom van Irenaeus.
Hy was die biskop van Lugdunum. Nou die van julle wat, die ouens wat allemaal Asterix fans is, sal weet dat van Lugdunum in Frankryk, wat deesdae genoem word Lyon, die groot stad Lyon in Frankryk. Nou ek het toe ek Frankryk toe, was daar 2 primêre plekke op my reis, op my routekaart. Die een was Saint-Denis in Parys, waar Abelardus op die ou einde die hoofpriester van die kerk daar was, en waar Eloïse ook in haar klooster was, en die ander ene was Cluny, wat naby Lyon is, waar Irenaeus gebly het. Nou Irenaeus is omtrent so 100 na Christus, bietjie meer as 100 na Christus. Interessante ou. Hy was 'n leerling van 'n baie ou geëerde kerkvader Polycarpus. Miskien praat ons nog eendag oor Polycarpus ook, 'n wonderbare ou mens. En Polycarpus was die leerling van Johannes die Apostel. Ja. So Johannes die Apostel het vir Polycarpus geleer, en Polycarpus het vir Irenaeus geleer. Soos die disippels se disippels se disippels. Ja. En hulle is die kerkvaders. Hulle is kerkvaders. Ons praat van daai ouens as die kerkvaders, die vroeë eerste denkers. Nou, wat begin dink, wat het gebeur, né? Ja. Hoekom beteken hierdie goed? Maar, ja, want skalk net die punt is, ek weet, onderbreek jou nou, maar toe Jesus vir sy disippels dit probeer verduidelik het, het hulle dit ook nie verstaan. Hulle het ook nie verstaan. Hy het 3 keer probeer verduidelik. So, ons praat so half, ons wonder wat, dit is toch so eenvoudig, God is vir ons lief. Ja. God is vir ons lief, finish en klaar. Maar toch, ek bedoel, ons dink daaroor. So jy moet nou vleis aan die geraamte sit, want elke keer, kyk, elke keer wat jy dink en 'n antwoord gee, dop daar 'n nuwe vraag uit. Ja. Dis wat die ander ou kerkvader, die groot kerkvader uit Afrika, die belangrikste teoloog van daai ou tyd was 'n man van Afrika. Ja. Dit was Augustinus. Augustinus het gepraat oor geloof wat soek om te verstaan. Jy kan nie net glo sonder om te verstaan. Want ons luisteraars kan nou luister en sê, "Yes, maar julle dink en jy weet, julle beredeneer goed." Maar dis juist dit waar hy van praat. Ons geloof is 'n kwessie van om iets wat gebeur het te kan verantwoord en wat met ons gebeur, né? Nee. Ja. En dis die 2, bloed en bloed. My bloed vloei en ek weet en bloed in die Bybel. Ja, kyk, ons moet die hele tyd in gedagte hou, wat is jou troos? Hierdie goed wil praat oor ons troos. Nou, wat het Irenaeus gesê? Irenaeus het gesê, wat het aan die kruis gebeur? En sy antwoord was, die duiwel het pak gekry. Jesus het met sy kruisdood die mag van die duiwel kom verbreek. Dis 'n afgeskeepte deel in ons denke, want ons is baie moderne mense, jy weet, om nou, glo mense regtig nog aan 'n duiwel? Is daar so iets soos 'n duiwel? Daar's teoloë wat self sê, nee, wat dit is. Maar het 'n lekker debat in die kerk aan die gang gesit, maar dis nou weer 'n ander debat. Ja. Want ons luisteraars mag verskillend voel daaroor, né? Ons mag verskillend voel daaroor. Maar wat vir my deurslag gee, is dat die Here Jesus self het van die duiwel gepraat. So ek sien nie kans om sommer net die duiwel af te skryf nie, om die waarheid te sê. Ek dink daar was 'n tyd, in die tyd van die verligting en so aan, wat mense die duiwel se bestaan 'n bietjie ontken het, want dit het te goed gegaan. Maar sedert die Tweede Wêreldoorlog en die Duitse uitwissingskampe van die Jode, het daar weer 'n kentering gekom wat dit betref. Het mense weer al meer begin sê, maar moet ons nie rekening hou met 'n bose mag wat meer is as net die boosheid van persone nie. Ons praat van 'n bo-persoonlike bose mag. En dadelik is die duiwel weer op die agenda.
as ek na die wêreld kyk, as ek kyk na hoe dit met die kindertjies in Gaza gaan, hoe dit met die kindertjies in die Sudan gaan, hoe magsgroepe beklei en gewone mense lei, dan is dit vir my ondenkbaar dat 'n mens nie kan glo aan die bestaan van 'n Satan nie. Maar kom ons praat oor die oorwin, want ons kan nou oor die duiwel gesprek hê, maar die gesprek hier dit is oorwin. So wat is die implikasie daarvan as ons dit sê, byvoorbeeld gevat aan die situasie in Gaza en goed wat verskriklik is, wat sou die implikasie daarvan wees as ons sê, Christus se dood het dit oorwin? Ja, want hoe verander dit nou vir mense se pleidooi in Gaza byvoorbeeld? Ja. Dis 'n moeilike vraag. Kom ons begin dan by die greep wat die duiwel op mense het. Het hy 'n onbreekbare greep op mense? En die antwoord daarop is nee. Ja, dis belangrik. Ja. Hy het nie, sy oorwinning beteken dat ek vir die duiwel kan nee sê. Dat ek vir die sonde kan nee sê. Romeine 6 sê Paulus dit baie mooi. Julle hoef nou nie meer, my vertaling daarvan, julle hoef nou nie meer bevele te vat van die sonde nie. Julle hoef nie meer bevele te vat van die duiwel nie, want julle het gesterwe. Julle is nou dood. Dis vir my, kyk, ons is deur die doop. Ons sal later oor die doop ons nou praat, maar die doop bind ons so aan Jesus vas, dat sy dood my dood word. En nou, daar's my hierdie grap van ou Koos, wat destyds in die weerwag was en het sy Engelse korporaal wat hulle gedrill het op die paradegrond, en een van die bevele is eyes left en dan eyes right. Dis nou nodig vir wanneer jy nou by die podium verbystap waar die generaal nou die troepe inspekteer, en as jy aankom dan draai jy jou kop nou in die rigting van die generaal, en dan as jy daar verby is, dan sê hy weer eyes front, en dan die volgende groep wat kom sê eyes right. En toe slaat ou Koos, hy het dit vreeslik geoefen, en toe slaat ou Koos neer en hy lê op die grond, laat die stof so trek, en die korporaal kom by hom en sê, Koos, what's wrong? Toe sê Koos, is dead. nou ek het altyd vir my katekisante die grapie vertel, om te sê, dat Christus die Satan oorwin het, beteken, dat as die sonde en die duiwel na jou toe kom met 'n versoeking, dan kan jy vir hom sê, is dead. Ek vat nie bevele nie. Dooie mense vat nie bevele nie. Ek het gesterwe saam met Christus aan die kruis. Ek kan vir jou nee sê. Jy het nie meer mag oor my nie. En dit is wat Irenaeus se antwoord, dat Jesus die mag van die duiwel kon verbreek het. Dis wat daardie antwoord vir my so kosbaar maak, is ek kan nou nee sê. En ons moet die mense van hierdie wêreld leer dat Jesus die Satan oorwin het. Jy is nie uitgelewer aan hierdie goed nie. Jy mag nee sê. Daarom moet ons getuig van die oorwinning van ons Here Jesus Christus aan die kruis. Hy het nie net vir ons sonde betaal nie. Hy het nie net vir ons die liefde van God kom wys nie. Hy het vir ons die onmag van die duiwel ook kom demonstreer. Ja, Skalk, dankie. Ja, ons gaan dan na die volgende sessie toe gaan volgende week. Tot weerziens.